Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is in episode 4 van ons reeks met die titel Antwoorde op moeilike skrifte. En ons begin vandag met 'n nuwe deel van 'n nuwe skrif wat soms by ons vrae los, wat baie keer nie skriftuurlik geantwoord word nie. En dis die skrif in 1 Korintiërs 11 wat Paulus met ons deel rondom die nagmaal. En die gedeelte wat baie keer 'n tamaletjie veroorsaak is veral vers 29 wat lees: Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. En dan raak mense op hol daaroor dat jy met die onwaardige gebruik van nagmaal 'n oordeel oor jouself kan bring, en sonder om verder die woord of die konteks te ondersoek, maak hulle sommer net hul eie idees op van wat hierdie onwaardige wyse is, en dan hardloop hulle daarmee as waarheid. Ek weet, want ek kom al lank genoeg in die kerk saam, en ek het al met groot hartseer aanskou, hoe dat mense die nagmaal by hulle self laat verbygaan, omdat hulle onwaardig voel, en nie wil skuldig wees aan hierdie oordeel nie. Maar voor ek te ver vooruit hol met hierdie ding, kom ons begin by die begin van hierdie gedeelte, en dan kyk ons na die konteks, en ons antwoord dan moontlike vrae binne die konteks wat hierdie gedeelte geskryf is. Dit is natuurlik altyd die veiligste. So kom ons begin lees by vers 17, en dan vat ons hom van daar af, en ek gebruik die 53 vertaling. Hy begin in vers 17 met: Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie dat julle saamkom, nie ten goeie nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek dat, as julle saamkom in die gemeente, daar skering onder julle is, en gedeeltelik glo ek dit. Vers 19. Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. Vers 20. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Hier moet ons onmiddellike implikasie raak sien wat Paulus maak. Hy sê, as julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Met ander woorde, die gemeente van Korinthe het soms saamgekom om te eet, maar dan het hulle dit sommer nagmaal genoem. Ons moet onthou dat hulle nie daai tyd die verfynde nagmaalkelkies en klein stukkies cream crackers gehad het wat ons vandag gebruik vir nagmaal nie. Dit wil lyk asof elkeen sy eie goed gebring het vir nagmaal. Maar Paulus sê dan hier spesifiek vir hulle, net omdat julle bymekaar kom om saam te eet, beteken dit nie, julle kan nou sê dat julle die nagmaal van die Here geëet het nie. En ons sal dan in die volgende vers meer sien en leer wat hy hierdeur bedoel. Vers 21 sê hy, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete, en die een het honger en die ander een is dronk. Vers 22, het julle dan geen huis om in te eet en te drink nie, of verag julle die gemeente van God en maak julle die beskaamd wat nie het nie? Wat sal ek vir julle sê? Sal ek julle prys? Hierin prys ek julle nie. Dis dan hier vir ons duidelik dat hierdie meer soos 'n partytjie gelyk het as 'n kerkbyeenkoms. Party ooreet hulle, terwyl ander niks het om te eet nie, en party het hulle self so aan die wyn vergryp, dat hulle dronk geword het. Dis hoekom hy dan sê, julle kan nie elke samekoms om te eet die nagmaal van die Here noem nie. So dan begin Paulus weer vir hulle in vers 23 verduidelik presies hoe lyk die nagmaal, en hoe dit gebruik moet word. Hy sê in vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Hier is my iets spesiale en baie mooi. Paulus sê hy het die gebruik van die nagmaal direk van Jesus ontvang. En dan stem dit so te sê woord vir woord ooreen met Matteus en Markus se weergawe van die laaste maaltyd saam met ons Here Jesus. Hou in gedagte dat Paulus nie hierdie geskryf het nadat hy hulle weergawes gelees het nie. Want op daai stadium was daar nog nie die boek van Matteus of Markus of Lukas soos wat ons dit vandag ken nie, want die Bybel soos ons dit ken het nog nie bestaan nie. Paulus het hierdie direk by Jesus ontvang, maar tog stem dit ooreen met die 3 evangelies. Maar ek noem dit net vir interessantheid. Dit is vir my net awesome en dit is net vir my mooi hoe die goed bymekaar kom en ooreenstem. Nou kom ons lees verder. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Vers 25. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Nou hier wil ek hê, moet jy asseblief iets raak lees wat krities belangrik is.
Nadat hy die brood uitgedeel het en ook die beker, dan sê Jesus self, eet en drink tot my gedagtenis. Tot wie se gedagtenis is die nagmaal? Nie myne en joune nie. Hierdie is nie die tyd om aan jou sondes en jou tekortkominge te dink nie. Hierdie is die tyd om te dink aan Jesus en om te onthou wat hy vir my en jou gedoen het. Die nagmaal gaan oor hom. Dit gaan oor sy gedagtenis. As jy dit oor jouself wil maak, dan mis jy die punt. Die nagmaal is vir jou. Ja, moenie my verkeerd verstaan nie. Die nagmaal is verseker vir jou, maar dit gaan oor Jesus. Wat bedoel ek daarby? Sy liggaam is vir jou stukkend geslaan, sodat jou liggaam volkome en gesond kan wees. Deur die wonde op sy liggaam is daar vir my en jou genesing. So sy liggaam is vir jou stukkend geslaan. Sy bloed het vir my en jou gevloei, en dit het die weg gebaan vir ons na 'n Nuwe Testament, 'n nuwe verbond, 'n beter verbond met beter beloftes tussen ons en ons hemelse Vader. So die bloed is vir ons, maar dit gaan oor hom. Beide die brood en die beker herinner ons aan hom. Ons doen dit tot sy gedagtenis. As die nagmaal jou herinner aan jou sondes en jou tekortkominge, dan mis jy dit. Dan is jou fokus op verkeerde plek. Ek sê weer, wanneer jy nagmaal gebruik, moet dit jou herinner aan wat hy vir jou gedoen het. Nie aan wat jy veronderstel is om vir hom te doen nie. En die volgende vers som dit so mooi op en druk dit so duidelik uit. Vers 26 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n declaration, 'n verklaring in die geestelike riem. Ons verkondig sy dood. Wat beteken dit? Ek verklaar dat my Here Jesus vir my gesterf het en dat hy die volle prys betaal het om die volle seën te kan ontvang wat hy daar behaal het aan die kruis. Verlossing, genesing, voorspoed, vrede, seën, sy gees in my. Man, jy noem dit op, dis daar behaal en ek verklaar dit wanneer ek nagmaal gebruik. En dan verklaar ek ook dat hy weer kom. Dit beteken by implikasie dat hy leef, want hy kan nie weer kom as hy dood is nie. So hy leef en hy gaan my weer kom haal. En wanneer ek die nagmaal gebruik, dan herinner ek myself en ook die geestelike wêreld aan al hierdie waarhede, maar dis terselfdertyd ook my verklaring. So die nagmaal van die Here is vir my, maar dit gaan oor hom. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons 'n simbool gegee het, wat ons dikwels kan gebruik, Here, maar nie om ons te herinner aan waar ons tekort kom nie, maar om ons te herinner dat U die volle prys betaal. Dit herinner ons aan U. Ons verklaar wat U gedoen het vir ons. Here, help ons om hierdie waarheid te onthou en om wanneer ons die nagmaal gebruik, dit so te gebruik, dat ons U verklaar, wat U vir ons gedoen het, maar nie net dit nie, Here, ons onthou ook en ons verklaar ook, U kom weer om ons te kom haal. Halleluja, ons prys U wonderlike naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jy jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.